Prys die Here. Sometimes it takes a mountain. Dankie Here Jesus. Ek het so rukkie terug het toe Pastor Johnny was, het hy gepraat oor hierdie gedeelte. En ek wil vanoggend van hierdie dinge uitlig. Wanneer my tema van my boodskap is geen verduideliking, net 'n uitnodiging. Geen verduideliking, net 'n uitnodiging. Want partykeer gee God nie vir ons verklaring nie. En ek voel regtig hierdie boodskap is vir mense wat miskien deur 'n stryd in 'n lewe gaan. Hulle familie gaan deur donker tye, deur diep waters. Jou gesondheid is dalk nie wat jou bekommerd maak. Jou finansies is in 'n krisis. Jy weet nie hoe lyk môre voor jou nie. En ek wil na hierdie verhaal kyk van Jesus. En hierdie gebeure is gebeure wat net na die opstanding van Jesus plaasvind. Jesus verskyn 7 maal na sy kruisiging aan mense. In 'n kwessie van 40 dae verskyn hy aan oor die 600 mense. Wat 'n bewys van sy opstanding is aan 600 mense. Die disippels is besig om vis te vang. Hulle besef nie dis Jesus wat op die wal staan. En hulle vang vis, die hele nag lank het hulle vis gevang. En hulle het niks gevang nie. En Jesus sê vir hulle die volgende woorde: gooi jou net aan die ander kant. Hulle gooi die net aan die ander kant en hulle kry 'n groot vangs. Jesus is besig om breakfast vir die disippels te maak langs die see van Tiberias. En Johannes 21 begin met die volgende woorde. Jesus sê: voorwaar, ek sê vir julle. Nou as ek tyd gehad het, dan sou ek die vorige paar hoofstukke verduidelik het waar Jesus na Petrus toe kom en vir hom vra: het jy my lief? En Petrus sê: ja, ek het. En Jesus vra hom weer: het jy my lief? En hy sê: ja, Here, ek het. Jesus sê vir hom: laat my skape wei. En hy vra hom 'n derde keer. Petrus het ongelukkig geword. En hy sê: ja, Here, jy weet dat ek U lief het. En die Here sê: laat my skape wei. Voed my skape. En dan lees ons hierdie gedeelte. Lees saam met my Johannes 21 vers 18. Voorwaar, ek sê vir jou. En hy praat met Petrus. Hy sê: toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek en 'n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. En dit het hy gesê om aan te dui deur hoe danige dood hy God sou verheerlik. Hy profeteer Jesus vir hom vooruit met watter dood hy God sal verheerlik. En hy eindig met die volgende woorde in vers 19. En toe hy dit gespreek het, sê hy vir hom die volgende: volg my. Volg my. Lees verder, Johannes 21 vers 20. En Petrus het hom omgedraai. En die disippels sien vol vir wie Jesus liefgehad het. Die een wat by die maaltyd op sy bors geval en gesê het: Here, wie is U verraaier? Toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus: Here, maar wat van hom? En Jesus antwoord hom: as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg my. Wat gaan dit jou aan? Volg my. Wanneer God geen verduideliking gee nie, net 'n instruksie gee om hom te volg. Is dit nie wat u ook gedoen het die dag toe u hart vir die Here gegee het nie?
Ek volg hom. En op een van hierdie 7 geleenthede na die opstanding ontmoet Jesus 3 van sy disippels op 'n stadium, Petrus, Jakobus en Johannes. Jy weet, Johannes staan bekend as die disipel wat Jesus liefgehad het. En ons verstaan nie hoekom Jesus dit altyd gedoen het nie, maar hy het 3 van sy disippels gevat, hierdie 3, en dan het hy met hulle sekere dinge bespreek wat hy nie met ander sou bespreek nie. Hy sou hulle na plekke vat waar hy ander nie ingevat het. As hy vir hulle moes bid of wanneer hy wonderwerke moes doen nie, dan het hy hierdie 3 spesifiek saam met hom gevat. Dinge gedeel, teachings en wysheid. En hy vra vir Simon Petrus, het jy my waarlik lief? En hy sê, ja Here, hy sê, voed my skape. Laat my skape wei. Doen wat ek jou op aarde gegee het om te doen. Vat die woord en voed die skape. Dis jou taak. Maar dan sê Jesus vir hom, as jy oud word, gaan hulle jou hande en voete vasbind en lei waar jy nie wil wees nie, op 'n pad wat jy nie gekies het nie. En ons weet, Petrus sou letterlik onderste bo gekruisig word, want hy het gesê, ek kan nie soos my heiland sterwe nie, en hy het gevra dat hy onderste bo gekruisig word. Jesus sê vir hom, as hulle jou op daai pad vat eendag, sal jy my verheerlik. Toe Petrus nog in sy jong version was, het Jesus vir hom hierdie profesie vooruitgegee. Petrus en Jesus is nou in gesprek. En die eerste ding wat Petrus doen is, hy sien Johannes, die een wie Jesus liefgehad het, hier langs hom staan. En Petrus begin voel dat hy word nie dieselfde behandel as wat Johannes behandel word nie. Hoekom is Johannes die favorite ene? Wat van hom as Petrus? Hoekom moet hy eendag so ly vir die Here? Johannes sou uiteindelik op 'n eiland Patmos opeindig. Johannes sou die boek Openbaring skryf. Johannes sou aan natuurlike oorsake doodgaan. Hy is nie gemartel in vir sy volging van Jesus nie. Petrus vra, kom moet ek deur hierdie pad gaan? Wat van Johannes? Dit is nie regverdig nie. En ons lees een van die sterkste bestraffinge van Jesus in die Bybel, waar hy vir Petrus sê, wat gaan dit jou aan? Wat gaan dit jou aan? Hoe ek met hom deel en wat met hom gaan gebeur? Ek het 'n plan vir jou lewe en ek het 'n plan vir sy lewe en elke een se plan sal my verheerlik. As jy hierdie pad volg wat ek jou opsit, sal die einde daarvan my verheerliking wees. As jy sterf, sal jy my verheerlik. As jy lewe, sal jy my verheerlik. Dit gaan nie oor jou nie. Jou lewe is nie meer jou eie nie. Jy behoort nou aan my. En as dit gebeur dat terwyl jy hom volg, jy in 'n pad stap wat nie volgens jou regverdig is en regverdig voel nie, wat het dit met iemand anders te doen? Volg jy my? Jy weet, elke keer as ons oë afhaal van Jesus en op iemand anders sit en vergelyk waardeur jy gaan en waardeur iemand anders gaan, dan mis jy die punt. Jy mis die plan van God vir jou lewe. Gelykheid of equality is nie 'n beginsel in die koninkryk van God nie.
Jy kan nie vir God sê, wel, as U my liefhet, sal U ons almal dieselfde seën op aarde nie. God sê, hy doen dit nie so nie, want God het 'n plan vir jou spesifieke lewe en hy het 'n plan met iemand anders se lewe. Die Bybel sê, almal wat godsvrugtig wil lewe in die Here sal vervolg word. Het reën oor die regverdige en die onregverdige. In hierdie lewe sal ons verdrukking hê en net omdat die ander persoon se lewe so perfek lyk en alles geseënd lyk en joune lyk nie so geseënd nie, beteken dit nie dat die een word voorgetrek bo die ander een nie. Petrus, wat het dit met jou te doen? Ek wil net sê dit, wanneer jy na iemand anders kyk en dink, daai ou se lewe lyk so perfek, wil ek vir jou sê, jy weet nie wat agter die skerms aangaan in 'n ou se lewe nie. Wat se front mense partykeer opsit in hulle lewe nie. Jy kan nie jouself indink dat hulle lewe eintlik baie erger as joune is nie. En dit is hoekom Jesus sê, it is none of your business, Peter. Ek wil jy moet weet dat waar jy nou is, moet jy my net dood eenvoudig volg. Just follow me. En waar ek ook al lê, of dit in die vallei is en of dit op die berge is, of dit in siekte is, of dit in oorwinning is, volg jy my. Hou op om vergelykings te tref tussen jou en ander mense. Comparison is the killer of joy. Wat gaan dit jou aan? Volg my. Sê dit 'n bietjie, wat gaan dit jou aan? Volg my. Vergelyking. Paulus praat van vergelyking in 2 Korintiërs 10 vers 12. Luister wat sê hy, sê want ons waag dit nie om ons te reken of te vergelyk met sommige van die wat hulle self aanbeveel nie. Maar oordat hulle hul met hulself meet en met hulle self vergelyk, is hulle onverstandig. Mense is nogal geneig om te vra, hoekom is daai mens so suksesvol en dan hoekom is hy so onsuksesvol of hoekom is hy so siek of wat is dan fout met hom? Hoekom het hulle 'n great pa, maar ek het nie 'n great pa gehad nie? Hoekom het hulle die voorreg gehad en ek het nie die voorreg gehad nie? Hoekom het daai mense die bevordering gekry en ek het nie die bevordering gekry nie? En Jesus gee een van sy sterkste bestraffings aan Petrus. Wat het dit jou te doen? Jy is geroep om die skape te laat wei, Petrus. Het jy my lief? Fokus op die skape. Laat my skape wei. Want waar jy nou is die wil van God se lewe vir jou. As jy deur kankerbehandeling moet gaan, is dit nie God wat kanker op jou geplaas het nie, maar ons lewe in 'n vervalle wêreld. Die wêreld is nie my tuiste nie, maar my punt is, ons almal gaan deur siektes gaan. Amen. Ons almal gaan verdrukking ervaar, ons almal gaan aangeval word. Maar dit beteken nie dat wonderwerke nie meer gebeur nie. Dit beteken nie dat genesing is nie werklik nie. Maar op 'n sekere punt gaan ons almal deur siekte gaan. Deur vervolging gaan. En daar is niks boos daaraan nie. Dis nie omdat jy iets verkeerds gedoen het nie. En daar is niks daarin dat God kwaad is vir jou
of dat God jou verlaat het nie. Waar jy nou is die wil van God vir jou lewe. Want al wat jy doen, is jy volg hom na die beste van jou vermoë. Haal my oë af van ander mense en wat die Here mee besig is met ander mense, wat ek anyway nie verstaan en mee te doen het nie. Want een ding, God gaan selfs deur die swakheid wat ek gaan, die glorie kry. En ook deur die goedheid waardeur ek gaan hy nog steeds die eer kry. Selfs wanneer die lewe nie regverdig lyk op hierdie stadium in my lewe nie, sal God verheerlik word. Jy weet, ons weet nie waardeur iemand anders nog moet gaan nie. Ons kyk na iemand en dit lyk so great, maar ons weet nog nie waardeur daai persoon in sy lewe moet gaan nie. Miskien is jy al daardeur en hy is nog nie. Mens kyk na die buitekant, maar God kyk na die hart, wat binne is. Maar wat het dit met jou te doen? Volg hom. Here, as ek alles reg doen, gedurig bid, gee, en ek glo, hoekom gebeur al hierdie dinge met my? Wel, jy moet verstaan dat die mees goddelikste mense in die Bybel het deur die tragiesste dinge gegaan in hulle lewens. Dis onmoontlik om die persoon te word wat die Here jou wil maak en glorie aan sy naam bring, sonder om deur uiterste beproewings te gaan. En pyn en in diep valleie in jou lewe te gaan. Tot jy kom by die punt waar jy sê, though he slay me, yet will I praise him. Amen. Die hoogste level van geloof is nie altyd 'n wonderwerk wat gebeur nie, maar om net doeteenvoudig vir die Here te sê, ek vertrou U al verstaan ek nie in my lewe nie. Hoekom gaan ek hier deur? Die beste vers vir daai vraag, hoekom jy hier deur gaan, is Deuteronomium 29 vers 29. Hierdie was al so 'n blessing in my lewe, hierdie vers. Dit sê, die verborgde dinge is vir die Here, ons God, maar die geopenbaarde dinge is vir ons. Die verborgde dinge is vir die Here. Daar sekere dinge wat vir hom is en daar sekere dinge wat ons nie verduideliking gegee word nie. Daar's net sekere dinge wat God ons nooit op hierdie aarde sal wys totdat ons eendag saam met hom is nie. Geen verduideliking gee nie, net 'n uitnodiging om hom te volg. Maar Here, wys my hoekom, wat is die geheim hier agter? Wat is die rede? Hoekom toe ek jonk is my sussie dood is? Hoekom? Wat is die rede dat ek moes gesig gestremd raak? Hoekom moet my kinders deur teleurstelling gaan? Al daai vrae het Job 131 keer vir God gevra. En al antwoord wat die Here hom gegee het, is, wat het dit met jou te doen? Volg jy my? Want teen die einde van Job se lewe was die Here verheerlik. Amen. En aan die einde van my lewe gaan die Here verheerlik word. Ek sal vashou aan wat hy gesê het. Ek sal smaak en sien dat die Here goed is in die land van die lewendes. En wat ook al gebeur met my, God sal die heerlikheid kry. God het my 'n sekere pad gegee om op te loop, waarop niemand anders kan loop nie.
Hy gee my net 'n uitnodiging om hom te volg waar ek gaan. En hy kies my oor ek op hierdie manier God gaan verheerlik in my lewe. Een ding wat ek weet, God beloof, dit maak nie saak waardeur ek gaan nie, ek sal nooit alleen wees nie. Hy werk in die duisternis. Hy werk wanneer ek nie verstaan nie. God het nie lig nodig om te werk nie. Toe hy die skepping gemaak het hy geweet die eerste 4 dae was die son nog nie gemaak nie, maar God het gewerk. Want God het nie lig nodig om te werk nie. Hy werk in die duisternis. Ek kan dalk sê in my lewe, dit is so donker, ek kan nie sien, ek kan nie verstaan nie. Maar vat die Here net aan die hand. Hy sal jou daardeur lei. Hy weet waartoe hy gaan met jou. Jy weet nie, maar hy is in beheer. Hold on, joy comes in the morning. As hy in die duisternis werk en jy hom volg, dan is jy in sy perfekte wil vir jou lewe. Mense sê, okay, as ek dan deur geloof lewe en regtig die Here liefhet, gaan ek definitief 'n geseënde lewe hê. Nou ek glo dit. Maar luister, ek bly geseënd al lyk dit asof ek nie geseënd is nie. Hebreërs 11:30 verduidelik die volgende, dit sê deur die geloof het die mure van Jerigo geval, nadat 7 dae lank om dit getrek was. Luister na al hierdie wonderlike dinge wat gebeur. Deur die geloof het Rahab die hoer nie saam met die ongehoorsaames omgekom nie, omdat sy die spioene in vrede ontvang het. En wat sal ek nog meer sê? Want die tyd sal my ontbreek as ek van Gideon, Barak en Simson en Jefta en Dawid en Samuel en die profete sou vertel. Wat deur die geloof koninkryke oorweldig het, geregtigheid uitgeoefen het, beloftes verkry het, bekke van leeu's toegestop het, die krag van vuur uitgeblus, die skerpte van die swaard ontvlug, krag uit swakheid ontvang, het dapper gewees in die oorlog, leers van vreemdes op die vlug gedryf het. Luister, ons hoor net van oorwinning na oorwinning van geloof. Maar luister nou, verander dit. Nou praat dit weer van die ander kant. In Hebreërs 11:36 sê het, ander weer. So daar was seker is wat hierdie oorwinnings en oorwinnings en oorwinnings gehad het. Hulle het geglo. En dan is hier nog 'n klomp wat geglo het, maar ander weer het die proef van bespottinge en geeselinge deurstaan, ook van boeye en van gevangenes. Ander weer het die ander kant ontvang. Maar albei het geglo. Waar was die Here toe die wat gemartel is? Waar was die Here? Hy was daar. Hoekom is een groep so geseënd en die ander een is so verdruk? Luister wat sê hierdie vers 37. Hulle is gestenig, in stukke gesaag, versoek deur die swaard vermoor. Hulle het rondgeloop in skaapvelle en in bokvelle. Hulle het gebrek gely. Hulle is verdruk. Hulle is mishandel. Die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het in woestyne rondgedwaal en op berge en in spilonke en skeure in die grond. En alhoewel hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het hulle die belofte nie verkry nie. Luister hier, omdat God iets beter oor ons beskik het. Luister hier, dit vat beide seisoene in jou lewe. En die een het nie meer geloof as die ander tydperk van jou lewe nie. Dieselfde geloof. Maar hulle het hulle geloof behou deur goed en deur sleg. Het jy al agtergekom, party mense verloor hulle geloof as dit sleg gaan.
Maar dan kry jy mense wat hulle geloof verloor ook wanneer dit goed gaan. Maar ons bly in geloof, of dit nou goed gaan en of dit nou sleg gaan. Hy laat ons oorwinning smaak en hy laat ons verlies smaak. Maar in albei gevalle sal God verheerlik word en ek sal hom volg. Die Here gee en die Here neem. Geloofd sy die ja, naam van die Here in die gee en in die neem. En jy kyk nie na ander mense en vra maar wat van hulle nie. Ek wil jy herinner aan wat in Handelinge 12 gebeur het. Petrus en Jakobus is in dieselfde tronk, hulle is besig om lofliedere te sing. En Petrus sou die volgende oggend onthoof word. Maar daai nag stuur God 'n engel en lei vir Petrus uit. Maar arme Jakobus word onthoof. Albei is in dieselfde tronk. Die een word onthoof en die engel kom om 12 uur en lei Petrus uit, laat die boeye val af en hy loop uit. Albei disippels van die Here. Albei in dieselfde tyd in dieselfde tronk. Hoekom het die engel nie 24 uur vroeër opgedaag toe Jakobus nog in die tronk was nie? Een man word na die dood gelei en het God verheerlik. Die ander man word uit die tronk uitgelei en God word verheerlik. Hier's twee godsmanne. Wat van Jakobus? Wat van sy familie? Wat van sy kinders wat sê, Here, hoekom het U Petrus gespaar en nie ons pa nie? Hoekom het daai engel nie 24 uur voor die tyd opgedaag nie? Hoekom het Petrus 'n wonderwerk gekry en Jakobus het nie? Want Jakobus het die Here verheerlik. Jy sien, ons kan nie hy speelietjie speel nie. Ons kan nie God blameer in ons lewens nie. Geloof sê die volgende, ek sal U volg. Of dit na die lewe is of na die dood is, of dit na 'n wonderwerk of 'n tragedie in my lewe is, my rigting is vas. Ek sal God volg en hy sal verheerlik word in my lewe. Amen. Elia het nooit gesterf nie. Hy onthou hy's in 'n vuur klom op hemel toe. Maar Elisa, die een wat na hom gekom het, die een wat die dubbel porsie gehad het. Die Bybel sê dat toe hy sterwe op sy sterfbed, het hy 'n pynvolle sterfbed gehad. Maar Elisa het meer wonderwerke as Elia gedoen en Elia is weggevat sonder om te sterwe, sonder pyn, maar Elisa het op 'n sterfbed in pyn gesterwe. Hoekom hy dan meer wonderwerke gedoen as Elia? Hoekom kry hy so behandeling? Dit is nie goed nie. Volg jy my? Want ek het 'n plan met Elia se lewe en ek het 'n plan met jou lewe. Paulus genees mense terwyl hy self met 'n doring in sy vlees mee rondloop. Maar sy antwoord aan die wat hy van die Here kry, is elke keer as hy die Here vra hoekom, dan sê die Here, my genade is vir jou genoeg. My genade is vir jou genoeg. As jy deur kieme moet gaan, bly hom volg. As jy deur 'n tragedie gaan, bly hom volg. Want wat ons het, werk nie net wanneer dit sleg gaan nie. Wat ons het, werk ook wanneer dit goed gaan, of dit sleg gaan. Wat ons het sal werk al breek alle hel los. En selfs by 'n oop graf kan 'n mens hoop en blydskap en vrede vind.
Ek het eendag hierdie gesegde gehoor en dit is nogal waar. The Lord will hurt you, but he will not harm you. The Lord will hurt you. Toe ek Jean moes pak gegee het, wat hy nodig gehad het, I hurt him, but I never harmed him. Jy kan hom maar vra. Ek het, jy weet ek hou van motorfietsse, nee. En ek het hierdie storie gehoor nou die dag, my nogal aangegryp. 'n Man in Amerika gaan na 'n garage sale toe. En hy sien daar so 'n ou geroeste motorfiets wat daar buitekant tussen die gras lê. Net die geraamte van die motorfiets en hy herken die maak van die motorfiets. En hy dink by homself, hy hou daarvan om dinge reg te maak en om dinge 'n bietjie te polish en te probeer herstel. So, hy gaan hierdie motorfiets koop. Hy offer die ou $300 en die ou sê, vat die motorfiets. Hy vat dit, gaan huis toe, hy begin om dit mooi skoon te maak. En hy's besig om aan die petroltank te werk. En aan die onderpunt van die petroltank is daar 'n serialnommer. En hy dink, hy gaan nou hierdie ding herstel. So, hy gaan die serialnommer kry en onder die serialnommer staan daar die volgende, The King. En hy dink, hy moet iemand, 'n spesialis op van hierdie motorfiets moet hy kry. En hy bel 'n ou wat spesialiseer en hy sê vir hom, hier is die serialnommer en ek soek 'n parte vir hierdie motorfiets, maar ek wil jou net vra, wat sal die betekenis wees van onder die serialnommer staan The King? En die ou sê, hy sal moet uitvind, hy sal vir hom oor 'n uur bel. Die man bel hom terug en hy sê vir hom, ek gaan vir jou geen verduideliking nou gee nie, maar ek sal vir jou 100,000 offer vir daai motorfiets. $100,000. Die man sê, wel nou het jy my geïnteresseerd. Nee, ek gaan hom nie verkoop vir 100,000 nie. Sê vir my, wat is dit? Hy sê vir hom, wel, dit was een van die gesteelde motorfietsse van Elvis Presley, wat weggeraak het met daai serialnommer. En sy motorfietsse het die volgende preskripsie op gehad, The King. En dis die regte serialnommer vir hom. Hy sê vir hom, wel in daai geval gaan ek glad nie die motorfiets verkoop nie. En hy sit die foon neer. En 'n uur daarna bel Jay Leno hom. Weet jy of julle Jay Leno ken nie? Hy het sy eie TV-program. Hy sê ou wat al die motorfietsse en al die karre so vergader was in Amerika. Jay Leno bel hom en sê vir hom, ek soek my hele lewe lank na hierdie motorfiets. Hy sê vir hom, en ek sal vir jou 500,000, dit is amper 8 miljoen, sal ek jou offer net soos wat hy is. Dis geloofware verhaal hierdie, en die ou sê, wel, prys die Here. En hy verkoop dit aan hom vir $500,000. Jy sien, die waarde van daai motorfiets het nie gelê in wie die eienaar was. The worth of something is in whose it is. Jy behoort aan die koning. Maak nie saak hoe jy nou lyk, waardeur jy gaan nie. Jou waarde word bepaal aan wie jy behoort. Wat maak dit saak as ander mense deur 'n geseënde seisoen gaan en jy nie gaan nie? Jou waarde bly lê aan wie jy behoort. Amen. Volg hom. Die verborgde dinge behoort aan die Here, maar jy het 'n uitnodiging gekry. Jy behoort aan die koning en dit maak jou waardevol. Volg my deur goed of sleg en eendag as jy in die hemel instap, sal ek hierdie woorde mooi so, goeie en getroue diensknegt.
En dan sê die Bybel, sê Petrus, hierdie ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, sal 'n skatbare en 'n ewige gewig van heerlikheid vir my verwerk. Het jy, wat gaan dit jou aan oomblik in jou lewe al gehad? Met die Here. Wat gaan dit jou aan? Wel, vanoggend besluit ek, my Here, dat ek gaan U volg. Ek gaan U volg. Maak nie saak wat gebeur rondom my nie. Ek haal my oë af van ander mense en ek volg U. Ek hou U hand vas, want U gaan verheerlik word in my lewe. Ek wil vra om te staan. Ek wil vra om U oë toe te sluit. En as jy deur 'n moeilike seisoen in U eie lewe gaan, een wat U nie verstaan nie, wil ek U vra om net U hand op te steek na die Here en te sê, Here, ek volg U. Deur hierdie onverstaanbaarheid in my lewe. Ek volg U deur pyn, ek volg U deur die oorwinning, ek volg U wanneer die lig skyn, ek volg U wanneer die duisternis daar is. Ek behoort aan die koning. Ek is sy eiendom. En maak nie saak waardeur my lewe gaan, die Here, U sal verheerlik word. Aan U sal die eer en die heerlikheid gegee word aan die einde van my lewe. En nou, waardeur ek nou gaan, weier ek om te kyk na ander mense. Ek weier om myself te vergelyk met omstandighede. Ek behoort aan die koning. My eienaar is Jesus Christus en hy maak my waardevol. En nou gaan ek deur hierdie dal van doodskade weer en ek gee aan U die lof en aan die prys. En ek sal soos Job sê, though he slay me, yet will I praise him. And God will be glorified in my life. In this time, in the name of Jesus. En almal sê, amen en amen, die Here seën.